Bobby Houston se boek Sisterhood, deel 3. Indien jy nog nie deel 1 of 2 gekyk het nie, beveel ek aan jy pause dit gou en jy gaan kyk dit. And she told me it was the most brilliant and impacting thing she had ever seen. Hier verwys hy terug na een van haar color konferensies toe. En ek het nou onlangs deur Handelinge gewerk en daar is woorde soos dit het hulle diep in hulle harte ingetref. Mag ons meer sulke preke hoor, sulke preke gee wat werklik waar vir mense sê that was the most brilliant and impacting thing we've ever heard or seen. In a loving way, it seems that God is adding faster than we can count. Hoe mooi is dit? Mag God ook net daardie loving way op ons uitmanifesteer, dat hy net ons bedieninge so kan laat groei en groei en groei met mense, met resources, met geleenthede, met kreatiewe inspirasie, met alles. Hierdie is ook 'n wow, baie groot golden nugget. That it doesn't take long for the seed sown to surface, bud and fruit. Wat is elke goeie woord wat ons insaai in mense, dat ons sommer dadelike verandering sien? Wat is elke gebed sommer dadelik vrugte oplewer? Dis waarvoor ons bid met hierdie gebed. Whom we are yet to encounter in His perfect timing, and I look forward to all that the future holds. Dit laat my dink aan Micha 7 vers 7, dat ons net met so 'n opgewondenheid sal kyk na môre. Wat 'n wonderlike geskenkies het God vir ons voorberei vir die dag van môre. The real story is being written and woven by thousands of girls who may never travel the world or even find themselves in any spotlight. But trust me, they are in the spotlight of heaven and they are the real heroes. Ek sien hulle soos die draad aan ons bra. Dis nie iets waarvoor ons elke dag dankbaar sê nie. Dankie sê nie, maar hulle is werklik waar die heroes van die storie. Mag God net meer en meer sulke real heavenly heroes vir ons stuur. Ek geniet profetiese aksies ongelooflik baie. En vir 1 jaar het hulle vir elke liewe gas wat die konferensie bygewoon het, 'n stel kleurvolle kombuishandskoene gegee om te sê dat partykeer moet ons hande vuil maak. The world is a mess. Our response is intervention. Mag God net meer en meer vir ons sulke profetiese aksies gee wat werklik waar die impak maak in ander mense se lewens. Because going the extra mile is part of our DNA. Sjoe, hoe mooi is dit? Mag God ook net kom en dit so verander in ons DNA, dat dit sommer vir ons natuurlik is om net daardie extra mile te stap. Dit is net vir my so besonder mooi. God opened my eyes yet again to the wonder of an army of women who could change their world if they caught their vision. Hier is al die 3de keer in die boek en ons is nou eers 100 bladsye in die boek en waar sy praat van ander mense wat ook die visie kan sien. So ek glo dit is so belangrik dat ons net aanhoudend moet bid vir meer en meer mense wat net die visie sien. Mary of Bethany was a catalyst of change. Mag ons net meer en meer sulke mense kry wat catalyst is van verandering, wat net verandering motiveer, wat die hemel na die aarde toe sal bring. Dis nog steeds oor Mary van, hierdie is die ander Mary van die albas vlesie oor Jesus se voete kom gooi het. She responded to his kindness with kindness, and he responded to a gesture of love by proclaiming that what she had just done for him was profoundly important. Ek is 'n profeet volgens die redemptive gifts en ek love geestelike wette en hierdie is vir my 'n fantastiese voorbeeld van 'n geestelike wet van elke keer wanneer ons goedhartigheid, vriendelikheid, kindness bewys aan 'n vreemdeling of iemand wat minder bevoorregd is, glo ek, Jesus gee vir ons 'n fantastiese verklaring in die geestesriem van hoe belangrik ons is vir hom. Dis alweer die Spreuke 31 vrou. She opens her hand to the poor, yes, she reaches out her folded hands to the needy, whether in body, mind or spirit. En dit is vir my so mooi, want baie keer dan dink 'n mens kan net mense help wat minder bevoorregd is met geld of kos. Maar eintlik glo ek elke bemoedigende WhatsApp wat ons
staan ons vol in die Spreuke 31 vrou, se skoene. Hierdie is net so mooi. However, these were the days when nothing daunted enthusiasm or vision. Mag ons net soos die energizing buddy aanhou en aanhou en aanhou, totdat ons roeping voltooi het. Jesus weer een, never assume that they are seeing exactly what you're seeing. Dis al nommer 4 wat sy praat oor dieselfde visie in jou en jou span. So bid aanhoudelik dat jy dieselfde visie sal hê. Sy vertel ook later die verhaal dat sy 'n banner, 'n groot banner wat sy van een van haar konferensies wat sy in haar kantoor het. En dis ook my gebed dat ons werklik waar fisiese manifestasies, tangible dinge kan hê in ons lewe van die oorwinnings wat ons al gehad het in ons roeping. The vision in stunning motion. Hier vertel sy van wat sy die oorspronklike visioen gesien het en toe gebeur dit soos sy gesien het. Ek het ook so 'n verhaal by bed 7 het ons 'n gebedstuin wat ek wou oopgemaak het vir die publiek. En die eerste gebedsgroepies mammas wat daar kom kuier het, was ook vir my so vision in stunning motion. So mag ons net dag tot dag sulke regmerkies kry van dit wat ons by God gehoor het. He has designed life to be long and blessed with stories and wisdoms, lessons and mistakes, testimony and legacy being passed down through the generations, so that each generation can strengthen. Mag God ook net vir ons die wysheid gee om elke liewe lewensondervinding om te draai in 'n lesie wat ons vir die volgende generasie kan leer. Hier vertel sy die verhaal van 'n spreker wat vir die luisteraars die opsie gegee het van you can vote on this. Dis een van my gunsteling beloftes in Genesis 24 vers 57. Laat ons die dogter roep en dit self vra. Mag God net elke dag vir ons weer en weer bevestig dat ons die kop en nie die ster nie. Ons hoef nie 'n victim mentality aan te neem nie. Ons kan die oorwinnaars mantel aantrek en autoriteit neem oor ons lewe. Verder verduidelik sy, the Bible says several times that God's eyes scout the earth, looking for those who understand. So in haar romantiese brein, en ek het ook 'n romantiese brein, dink ek ook God kyk die hele dag vanuit sy troonkamer uit, om te sê, wie gaan vir my bid? Wie gaan opstaan? Wie gaan volunteer? Laat ons vandag daai besluit maak om te sê, Here, pick me, ek volunteer. Sy vertel verder die storie waar sy die koerant lees en sy sien dat daar 27 miljoen slawe in die wêreld vandag. En sy sê saggies, Lord, we have to do something about this. Dit is my diep roep na diep gebed met hierdie video. Mag ons net meer en meer dinge sien waarvoor ons sê, Lord, we have to do something about this. Oor bullying, oor rasisme in Suid-Afrika, oor abuse, oor allerlei sosiale epidemies wat net so oorvloedig is in ons land vandag. Indien ons 'n blinde oog draai vir al die sosiale epidemies, wil ek jou herinner aan Ester 4 vers 14. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews, tussen hakies, vir die abused vrouens, vir die slawe, vir die bully victims from another place, but you and your father's house will perish, and who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Mag ons net meer en meer opstaan vir al die sosiale epidemies in ons land. Die volgende video sal binnekort volg.